Baie dankie agbare huisvoorsitter en ek hoop die vertalers is gereed. Die twee sleuteldatums vir Afrika Dag is 15 April 1958 toe president Kwame Nkrumah van Ghana die paar Afrika lande wat reeds onafhanklik was, se leiers bymekaar gebring het om die toekoms te bespreek. En 5 jaar later, 25 Mei 1963, toe bykans die hele Afrika al bevry is en hulle weer bymekaar gekom het en die Organisasie vir Afrika Eenheid gestig het. Nou met daai vergaderings is die grondslag gelê vir die nuwe Afrika wat 60 jaar gelede voorgelê het. Daai grondslag het eintlik voortgevloei uit die ideologie van Afrika nasionalisme, iets wat baie sterk hierso in die Fort Hare Universiteit in Suid-Afrika ontwikkel is. En die ideologie van die Afrika nasionalisme het eintlik ingehou dat die nuwe Afrika state, die nasiestate van Europa, wat oor hulle geheers het vir 'n lang tyd, sou weerspieël. Daarvoor moes die grense van Afrika behou word en die OAE het besluit dat daar nie aan koloniale grense getorring sou word nie, dat dit sal bly soos dit is. Daar is ook besluit om nie inheemse tale te ontwikkel tot tale van handel en administrasie en geleerdheid nie, maar om vas te steek by die koloniale tale, sodat daar as dit ware 'n volk vir die nuwe staat gebou kon word, 'n nasie vir die nuwe nasiestate. Nou, dit is 'n probleem, want dit het daartoe gelei dat hierdie nasiebouproses tot baie dwang, baie konflik en baie vernietiging van infrastruktuur gelei het. Nou kan 'n mens jou afvra, hoe het die ding uitgewerk? As 'n mens gaan kyk na die gemiddeld tussen 22 Afrika state, waarvoor die syfers bekend is van die bruto binnelandse produk in 1965 teen 2010 dollar terme en dit vergelyk met 2025, het Afrika gemiddeld gehad in 1965 van 1313 dollars, wat gegroei het tot 2077 in 2020, is 158% van die oorspronklik. Die res van die wêreld het begin by 4300 en gestyg tot by 10500. Dis 'n 244% groei. Afrika het dus ver agter gebly, maar dit kan 'n onregverdige vergelyking wees want al die Europese lande, Amerika, die hele globale noorde is daarbey ingesluit. Maar as ons na Asië kyk, Maleisië, Thailand, Indonesië, Korea en Indië is almal lande wat 'n laer bruto binnelandse produk per persoon gehad het in 1965 as die Afrika gemiddeld. Hulle sin het egter gegroei met onderskeidelik 656%, 836%, 651%, in Korea se geval 2463% en Indië 549%. In Afrika het daar iets fout gegaan. In hierdie 60 jaar het daar iets nie gebeur in Afrika nie wat elders gebeur het. Gaan dit oor die koloniale grense wat ten alle koste gehandhaaf moes word? Gaan dit oor die koloniale tale wat breed gebaseerde bemagtiging in Afrika onmoontlik gemaak het? Of gaan dit oor 'n houding ten opsigte van ekonomiese ontwikkeling wat verwoord word in die uitdrukking justice through reparations? Met ander woorde, iemand skuld Dr. Boshoff, my. just take your seat for a moment. Honorable member, why do you want to be recognized? I want to raise on a point of order, House Chairperson. Yes. Chairperson, kulungile yini ukuthi lesitukulwane lesi sa Hendrik na Verwoerd kube nguye la khuluma ngale ngqoqo lesiqoqa kweAfrika, kanti wathi kahle ukuthi bantu bakubo bokhokho wakhe ngibo labamosha iAfrika bayibulala ize ibe la lesikhona khona kunginamhlanje ngabe ngifuna ngakuzwa amahloti phansi angicabanga ukuthi kulungile ukuthi akhuluma ngabe usitshela ngeOrania neClenford. Honorable member, please just pause there. Thanks, Commissioner. Honorable member, that's not a point of order, it's a point of debate. You're trying to take further part in the debate. Your speaker has been here. It's now the opportunity of Dr. Boshoff. Dr. Boshoff, thank you. Ek sal my toespraak op 'n ander manier afsluit. Ek sal sê as ons kyk na die groei van die bruto binnelandse produk van Orania net oor die afgelope 20 jaar, dan oortref dit alles anders en dit is miskien iets om in gedagte te hou. Baie dankie.